Dankie en welkom hier op Klets Kompas. My naam is Ogito Great. Vandag is Woensdag 23 April 2025. Ons sal nou net saam met Rene Marie van der Walt die nuus bespreek en ons kuier saam met Henriette Lamprecht daar by Abri van der Westhuizen by West Nest Lodge waar hulle se kamer deurgaan waar hulle kyk na die verwoestende brand wat hulle laas jaar gehad het en die hernuwing van die oord. Bly by ons, daar is nog baie in die program en baie dankie. Welkom terug vir ons nuusgesprek. Irena, hoe gaan dit? Ons gaan aan, ons kyk noord, hoe gaan dit met jou? Goed, as ek sien die waters vloei so daar uit die Noute Dam. Die sluise is vir die tweede keer in 2 weke oop. Dis lekker. Bietjie lafenis vir 'n Namibiese siel, dink ek. Ja, beslis. Ek het ook 'n storie geskryf oor Paladin, dis die eienaars van die Langer Heinrich Iran myn. Aandeelhouers daar in Australië sleep hulle hof toe. Hulle sê verlaagde produksiesyfers van laas jaar moes vroeër bekend gemaak gewees het. Dis nou volgens die aandelebeurs reëls. En dis 'n interessante verwikkeling. Maar ja, ek sien daar's ook 'n lekker storie, of nou nie so lekker nie, hier op bladsy 3 van 'n ma wat geskik vir die verhoor is, sy's geskik vir die verhoor in verband met die moord op haar baba. Ja, dit is 36-jarige Wapeni Boy. Sy staan tereg op klagte dat sy haar 1-jarige baba Amare 15 keer met 'n mes doodgesteek het. So sy het toe 'n aansoek aan die hof gebring en gesê sy is nie geskik om verhoor te word nie, omdat sy maniese depressie en 'n persoonlikheidsversteuring het glo en sy is toe gestuur vir evaluering en hulle toe bevind sy het wel hierdie 2 toestande, maar sy kon die erns begryp van wat sy besig was om te doen en dus is sy geskik om verhoor te word. Dit is regter Philander Christian wat daar beslis het, sy kan verhoor word en sy gaan verhoor word. So die hof het toe nou gesê indien hulle haar sou skuldig bevind aan die moord, sal hierdie dan nou ter sprake weer kom met haar vonnisoplegging, dat sy dalk 'n ligter vonnis kry, maar sy gaan verhoor word en hulle gaan. Ja, en is 'n hartseer storie en ons sal maar die saak in die hof volg. Op 'n meer gesellige noot, jy het onlangs totsiens gesê vir die Britse hoogkommissaris hier na Namibië en daaroor ook geskryf. Ja, so Charles Mooi was hier op Klets Kompas gewees. Julle kan daar in ons argiewe gaan krap vir daai episode. Net om totsiens te sê, om bietjie terug te kyk oor sy 4 jaar as die Britse hoogkommissaris in Namibië. En wat vir my uitgestaan het in daai gesprek met hom is dat hy gesê het, jy weet, hy is eintlik spyt oor die feit dat die nuwe visumvereistes wat ingestel is, eintlik die eerlikes en die opregte reisigers na die Verenigde Koninkryk meer geraak het. Hy sê dis die mense wat hulle wou gehad het met Namibië te kom. Jy weet die sakelei en die diplomatieke lei, die hoëgeplaases in die regering, ministers en so aan en so voort, wat hulle eintlik wil hê moet na die Verenigde Koninkryk toe gaan. Maar hierdie mense moet nou deurloop daaronder en hy verduidelik ook so mooi dat daar's niks vir die Namibiese regering kon gedoen het nie. En hy en die Verenigde Koninkryk neem glad nie van Namibië kwaadlik vir hierdie probleem nie. Hy sê net eenvoudig, daar was so baie mense wat Verenigde Koninkryk toe gaan het van Namibië af, sonder 'n visum en dan aansoek gedoen het om asiel, wat so half die proses misbruik, dink ek.
en dit het hulle klomp geld gekos. So hulle moes 'n oplossing daarvoor vind en hulle het gekyk hoe hulle dit anders kon doen en hierdie was toe nou die enigste oplossing. Maar ek dink die belangrike ding om hiervan weg te neem is dit is nie sommer iets wat die Verenigde Koninkryk sommer net so koudhartig gesê het, okay, nou maar dis nou wat ons gaan doen nie. Hulle verstaan wat hulle gedoen het en hulle verstaan daar was nie 'n ander oplossing daarvoor nie, maar hulle het probeer om aan een te kry. Te kon hulle nou. En daar is natuurlik nog baie ander nuus in die koerant vir julle. So terloops gister laat namiddag het die vervoerminister Wyko Nakondi ook 'n vrystelling bekend gemaak en hy het spesifiek gepraat oor 7 sitplek voertuie en hulle gebruik in openbare vervoer. Ons het 'n snit hier vir u dat ons daai nuus so vars as moontlik met u kan deel. Kyk gerus. This engagement was primarily called after my office was notified of a situation that had been unfolded over the long weekend. Cognizance of the 9th of April policy statement that I have given a directive that all 7-seaters that have permits are permitted to operate on the 7 seats capacity of their cars in terms of their car capacities and also other terms and conditions that no luggages may be transported on the persons or the passengers and all others, and that luggages must be the trailers in accordance with the regulations and permitting the size of the trailers in lieu of the size of their cars. We were then informed that there was mistreatment of the 7-seaters where their permits were revoked and issued with traffic fines for operating on 7-seaters at the number of roadblocks. Now, it is very much important to outline that all traffic officers in Namibia, they are appointed in terms of the Traffic and Transport Act of 1999 by the Minister of Works and Transport. The 7-seaters, there must be collaborations. We do not expect the traffic officers to harass the operators. Very much unfortunate. As a Minister of Works and Transport, we have the powers, as a Minister of the powers, to revoke and to suspend or to revoke the registration of a traffic officer if he or she goes contrary to the policy or the regulations. A message that we must respect the authorities, we must respect the intention of the policies, and that we must coexist within the framework of law and order, and all bodies must respect each other. No harassment of the officers by the operators, no harassment of the operators by the officers, but we must coexist. We must give traffic tickets left, right, centers. We must also give warnings to the operators. It's very disheartening that we cease issuing a 4,000 ticket to somebody who earned $1,000. And we believe it's rational. It cannot be. The inspector will make it clear. Let's communicate to the colleagues. Give them warnings. Our laws are not a base to punish and punish and punish. That's why even our prisons, they are no longer prisons. They are correctional facilities to correct each other. I assure you that I owe 0. 7-seater 0, 5-seater 0, 2-seater 0, 1-seater 0, 9-seater 0, 16-seater 0, 27-seater 0, 32-seater 0, 65-seater 0, a train 0. I owe 0. I have nothing. So those are people who are detracting me to do my work in the best interest of our people. And I am elected to represent that Namibian interest. I am appointed by Her Excellency to represent in this office the best interest of the people. So that is rumors, unfounded. The second one is safety. That one I have heard, I have equally heard, but it's hypocrisy. It's economic hypocrisy, it's political hypocrisy,
it is hypocrisy of highest order. It's about human behavior. Yesterday I saw a clip, somebody overtaking a car on the left. Is that a seven-seater? No, it's negligence and misbehavior of individuals. Somebody driving a car, overtaking at a blind spot. It's not a seven-seater, it's anybody. So that is hypocrisy. So an accident can be caused by anybody. Our collective duty as policymakers, as our colleagues from the media, our colleagues from the administration, our colleagues from the law enforcement, is to educate each and every person behind the steering wheel to respect the road rules, to respect the life. Daar hoor julle nou, die 7 sitplek voertuie is wettig, maar almal moet die wet respekteer, hulle permitte gebruik en almal moet saamwerk, vra die minister. Hy sê veiligheid op die pad is verantwoordelikheid wat almal moet neem. Maar kom ons kyk nou weer na die weer wat môre oor die land sal plaasvind. Die weervoorspelling vir donderdag 24 April 2025. Katiba Molelo 17 tot 20 grade, lyk dit sal reën daar. Rundu 17 tot 29 grade word verwag, Oshakati 20 tot 31. Sondag ook op Ruacana, Sondag 18 tot 31 grade. Op Chumip 19 tot 29 grade, op Maruru 15 tot 28 grade, Sondag daar ook in Windhoek van 12 tot 24 grade verwag en Gobabis 13 tot 25 grade. Dan op Henties Bay ook Sondag môre 14 grade tot 22, op Walvis Bay 15 grade tot 24, Rehoboth 11 grade verwag tot op 25 en Mariental 13 tot 25, op Keetmanshoop ook 13 tot 25, baie sonnig daar, Aranos is 13 tot 24, Loedrits 18 tot 30 en op Aranjemund is dit 14 tot 27 grade verwag en 8 van die temperatuur môre. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Navorsing dui daarop dat gesonde leefstylgedrag en gewoontes geestesgesondheid en welstand bevorder en gebruik kan word om beide geestesgesondheidstoestande te voorkom en ook te behandel. Dit sluit in angs, depressie, bipolêre spektrumversteurings, posttraumatiese stresversteuring en natuurlik ook psigotiese versteurings. Hierdie lewenstylgedrag word in 5 algemene kategorieë gegroepeer, wat insluit fisiese aktiwiteit, voeding, gees, liggaam en bewustheidspraktyke, herstellende slaap en ook sosiale verbintenisse. Die praktyke vereis egter motivering en moeite van die individu en hulle kan baie vorme aanneem en op baie maniere aangepas word. Dit is egter nie alles of niks benadering nie, en individue kan die aspekte wat werk benader en aanklank vind by hulle en benaderings kan mettertyd ook natuurlik verander. In die behandeling van geestesgesondheidstoestande en werk met geestesgesondheidswerkers kan leefstyl-ingryping in hierdie spesifieke kategorieë en wat insluit daaglikse oefening of dan die besluit om voedsame kos te eet,
Die terapeutiese voordeel van medikasie, psigoterapie en ander behandelings wat gebruik word om geestesgesondheidstoestande te behandel, aanval. Hierdie ingrypings kan ook gebruik word om geestesongesteldheid te voorkom en daar selfs bewys dat dit fisiese gesondheid bevorder. 'n Belangrike beginsel is om klein volhoubare gewoontes oor verskeie gebiede heen te ontwikkel soos jy goed dink, saam met professionele persone om hierdie gewoontes vas te lê, te verander en in jou daaglikse lewe in te sluit om jou geestelike welstand te verbeter. Met die tyd kan die veranderinge in een area van jou leefstyl dikwels bydra tot verbeterings op ander gebiede, soos byvoorbeeld wanneer jy beter slaap en beter eet, kan dit bydra tot meer energie vir meer fisiese aktiwiteite. Irangomed is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irangomed is committed to making a difference. What about you? Ek en Abri gesels verder in 'n baie spesiale kamer wat 'n seer hoofstuk wys van Westnest Lodge, maar ook hoe mense uit hierdie as letterlik opstaan. Vertel 'n bietjie van hierdie brand wat jy gehad het in 2023, Abri. Dis reg, ja, winter van 2023 het ons hom gehad. Altyd as die mense vra nou hoe die brand ontstaan, dan sê ons nee, ons het koud gekry. En toe het ons vir onsself 'n lekker groot bonfire gemaak, maar dis darm nie die geval nie. Ja. So, yes, daar's wat ons afgebrand. Sê wat het alles afgebrand in daai? Die hele hoofgebou, Die hoofgebou. maar nie veld toe versprei nie en na geen van die ander geboue of chalets of waarheen ook al versprei nie. En die bure het vir ons baie mooi daarmee gehelp. Amper onmiddellik was die bure hierso gehelp met die firefighters en so baie mooi gekeer dat hy nie versprei nie. So baie goeie ondersteuning van die bure gekry. So die hoofgebou het afgebrand. Dit sluit die kroeg in, die ou eetsaal en die konferensiekamers waar wat ons nou die kombuis en so ook insluit, ja. Ja. So en ons het van dit probeer om iets goeds uit dit te maak. Ons het baie terugvoering oor die jare van die gaste gekry en ons het dit alles probeer insit in die beplanning van die nuwe gebou. So ons dit was altyd 3 groot vertrekke, dit was die kroeg, dit was die eetkamer en die konferensies en dit het ons nou bietjie probeer verander na 'n klomp kleiner vertrekke soos wat julle kan sien, ja. Kleiner om daai bietjie meer warm plaasgevoel te gee. Ons het ook meer intiem, nee. Dis reg, meer intiem, meer warm. So hierso is 'n hoekie vir enigiemand. Daar's die studeerkamer, hierso is ons nou in die museum. Ons het ons eetkamers en ons sitplek hier binne onder die windpomp. So dit is sommer net ietsie vir alles en ons het nou regtig probeer om dit 'n lekker nuwe gevoel te gee en iets positiefs uit daai brand uit te maak. Ja, hierdie kamer is absoluut vol onthous. Dis reg. So waar kom hierdie goed vandaan? Is dit jy het nou vertel soos jy weggery het of iets, of waar kom dit alles vandaan? Dis reg. Soos ons skoongemaak het en ou bourommel en so weggevat het ons nou al die ou goed wat mense nou nog iets van kan maak en kan sien wat dit was, het ons weer opgetel. So hierso meestal is nou goed uit die kombuis uit en dan daarso aan die regterkant teen die muur is al die bottels en so wat ons uit die kroeg uit gered het. So ons het ook destyds kyk hoe lyk hierdie. Dit lyk soos kunswerke. Kyk hoe hierdie bottel. Ja, so nou moet mens dink hoe warm dit regtig was. Liewe ouers. Ja. So en hierdie glase wat so almal hulle fair share van hitte gekry. So die wynkelder was mos onder die kroeg. Ja. So daar sit ons nou nog van die bottels daar aan die linkerkant, die Westnest wynbottels self. Hulle kom onder uit die wynkelder uit. Dis hoekom hulle nog so mooi lyk. En die bierglase. En die bierglase, die Jägermeister bottels wat gesmelt het en nie gebars het nie. Daar's vir Jägermeister. Ietsie van alles hierso. Kyk nou hierdie
bakpanne, ek moet sê dit lyk soos myne by die huis, maar myne was nie in 'n brand nie, dis net geroes. En hulle het daarom nog hulle vorm gehou. En hulle het hulle vorm gehou. Ja, ek wil sê as ons uit te min panne hardloop, dan weet ons waar om te kom soek. Dan weet jy moet net bietjie skrob. Net vinnig skrob, ja. Dis reg. So hierso het ons nou ietsie van alles en soos ons skoon gemaak het opgetel en ook weer hier kom neersit dit. Ek dink is oulik en interessant om te sien. Ja, en dit wys ook hoe ver het jy gekom, né? Dis reg, ja. Is daar van hierdie goed wat jy nou kon herwin uit die brand uit wat jy fisies gebruik het om in julle nuwe lodge. Kan ek dit so stel? Iets dink ek wat meeste gaste gesien het as hulle hier gekom het, is ons welcome bord, ons eysterbord. Hom het ons net weer mooi skoon geskuur, vernis en hy staan nou weer hierso waar as mense kom instap dan is die eerste bordjie wat hulle sien die welcome bord. So hom het ons gevat en net skoon gemaak en weer teruggesit. Hy werk weer. Hy het nie kans om hier binne te rus nie. Julle het nou vanaf die brand nou geblus en al daai goed. Hoe lank was dit daarna voor julle nou weer kon oopmaak, Aubrey? Kyk, het was Julie 2023 en November laas jaar het ons oopgemaak en ons was nie 'n enkele dag toe nie. Ja. Ons het alles net so gevat en kerk toe geskuif. So in die kerk was ons eetkamer, dit was die kombuis, dit was die ontvangs. Want die chalets en daai waar mense kan bly, kan nog steeds. Alles was oop, alles was gebruik. So ons was nie 'n enkele dag toe gewees nie, ook nie die dag na die brand nie. So ons het regtig probeer om nog steeds die mense te akkommodeer en so. Dit was nou onder ander omstandighede, maar ons het daarom nog steeds volgehou wat dit aanbetref. Die ondersteuning van die gemeenskap en van mense want jy het nou genoem, julle bestaan al van 2010. Was dit vir julle kosbaar het mense? Pragtig. Ons het hierdie stuk grond waarop die lodge gebou is in 2004 gekoop. Die plot langs aan 2003. So ons is al baie jare hierso en het al baie goeie vriendskappe en verhoudinge met die bure gebou tot sover as Witvlei en Gobabis. So en ons het daai selfde aand nog die bure wat kom help het en die volgende oggend, die volgende week, die volgende maand bure wat boodskappe stuur en sterkte toewens en generators vir ons help leen om te bou en te werk en gaste aan die gang te hou. So baie goeie ondersteuning. Dit maak dit alles die moeite werd. Van Namibië, nê? Van hoe 'n gemeenskap so saam staan en iets weer positief bou uit alles. Dis reg, dit maak dit uit en uit die moeite werd. Ek dink daar sonder so die pad baie moeiliker en baie langer gewees het. Ek dink mense waardeer ook goed soveel meer dan nê, Aubrey. Ek dink dit maak jou weer nog meer van 'n mens wees. Ons is mensmense. Ons het ook altyd gesê ons wil hê die mense moet as gaste kom, maar as vriende weggaan. En so ons is mensmense en dit het ons net weer laat besef dis regtig 'n mooi Namibië waarin ons bly. Ja. Soos ek wat nou al voorheen hier was, dit is vir my nuut en dit is ek is bly oor want ek was mal oor Westnest die vorige ene. Maar hierdie is ook vir my staan nie. Wat is mense se ervaring wat nou ek wil nou amper sê ou gaste is en nou kom hulle hier by julle, is dit 'n positiewe ervaring? Dis reg, ja. Is 'n positiewe ervaring. Die eerste woord is wow, want hulle sê hulle dog hulle is by die verkeerde plek. Ja, dit voel want dit lyk nou heel anders, so ek sê 'n nuwe styl, maar ons terugvoering tot dusver was baie goed en die mense hou daarvan. En ons probeer ook elke keer as iemand hierso kom, dat hulle ietsie nuuts moet sien. Ja. So en dit het ons ook nou die styl bietjie verander meer na 'n plaaseffek en 'n plaasgevoel toe. So nee, die mense hou van wat hulle sien en weer eens as daar kommentare of die mense gee vir ons idees of so of hulle sê by hulle huis staan ons daar was nou die dag 'n tannie in Gobabis wat toe sy hierso was, toe sê sy maar sy het nog 'n ou klok. Sy wil die klok vir ons gee. En ek het die klok loop haal en so en die gaan ons ook daar by die kerk opsit. So mense sien goeders en hulle dra by en hulle sê maar dink aan julle daai oomblik, ja, maar hulle sê man, as hierso moet nou nog so 'n ding kom en ons vat al daai inligting en ons hou dit en ons gebruik dit wat werk. Aubrey, my laaste vraag en jy hoef nou nie die aap heeltemal uit die mou te laat nie, maar so bietjie 'n idee van nog planne wat jy het hierso by die lodge. Dis reg. Ons het 'n klomp planne. Ons probeer altyd soos ek gesê het dit nuut en vars hou. Ons wil ons tented chalets wil ons bietjie opgradeer en 'n nuwe gevoel gee en so. Mense het al vir jare lank by die tented chalets gebly, so daai kan nou weer 'n bietjie 'n nuwe gevoel kry en 'n bietjie meer soliede struktuur, né? Vir die tente en dan het ons ook die plotte wat ons tans mee besig is. Ons het 20 plotte hierso 5 hektaar plotte vir residensiële gebruik wat ons uitgesit het en belangstelling is baie goed tot dusver. So daai is ook nog 'n nuwe projek. En met dit gepaard vat ons die res van die goeders en ons gaan vorentoe. Ons gaan beslis weer by julle kuier. Baie dankie vir jou tyd en
ek is baie dankbaar julle het hierdie gelos. Dit is mooi onthou. Dankie Dankie, Adri. ja, waardeer. Lekker om julle hier te hê. Dit was dan ons eie Henriette Lamprecht wat met Abri van der Westhuizen van West Nest Lodge buite Gubabus so lekker gesels het. En wat 'n interessante inisiatief, daai Phoenix kamertjie van hulle wat die moeilike verlede nog behou en bewaar en verseker dit gaan nie verlore terwyl hulle hernie en herbou en die lodge weer opknap nie. Maar dit dan ook amper tot ziens van ons af. Sluit môre weer by ons aan, laat ons weer lekker kan saam klets op Kletskompas. Baie dankie.